Halleluja, dis maandagmôre en welkom by Frikse Bakkie Boodskap op hierdie pragtige nuwe dag. Ek vertrou dit gaan sommer goed met jou op hierdie maandagmôre. Vanoggend kom dit by my op. Hier's 'n week wat vir ons voorlê, maandag tot en met Vrydag toe. Saterdag is Sabbat. Halleluja. So, wie lei ons in hierdie week? Ek hoop dis die woord en die gees. En die rede daarvoor is, mense, ek en jy weet nie wat hierdie week vir ons inhou nie. Inteendeel, ek weet nie wat oor 'n halfuur met my lewe gaan gebeur nie. Dis vir my in die duister. Dis hoekom ek so afhanklik is van die woord en die gees. Mense, my gebed vanoggend is dat ek en jy regtig, werklik waar, gelei sal word deur die woord en die gees. Want sonder dit het ons niks. So wie lei jou elke dag? Want hierdie week wat vir ons voorlê, moet 'n week wees wat ons Vader sal eer en verheerlik, want hy is ons Elohim. So mense, wanneer ek en jy vandag besef, maar ons is die tabernakel of die tempel van die Heilige Gees, wat moet in jou wees? Die woord en die gees. Want die woord en die gees loop hand aan hand. Hulle is sinoniem, hulle werk saam. So wanneer ons die woord het, so wie is die woord? Dis Meester Yeshua, en die woord het vlees geword en onder ons kom woon. So as ons die woord het, dan beteken dit ons het Yeshua. As ons Yeshua het, bied ons dan? Ons het die weg, ons het die waarheid en ons het die lewe. So mense, as jy gelei word deur die woord, dan beteken dit jy word gelei deur die weg. Min is op hierdie pad. Min is op hierdie pad. Jy word gelei deur die waarheid. En wanneer jy die waarheid het en jy is op die weg, dan het jy die lewe. Dis hoekom Meester Yeshua sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. So mense, wanneer ek en jy gelei word deur die woord, dan word ons gelei in die waarheid. En die waarheid maak ons vry. Is dit nie so nie? So wanneer ons die waarheid het, dan kom die gees, sy ruach, en hy kom maak die waarheid lewendig binne my en jou. Dan begin ons so te praat. Dan begin ons te funksioneer. Dan maak jy verklaringe. Dan profeteer jy. Dan mobiliseer jy sy woord. En wat jy dan spreek, dit word jy. Van dood en lewe lê in die mag van die tong. So nou kom ek terug. Ek en jy weet nie wat hierdie week met ons gaan gebeur nie. So word ek en jy gelei? Dis 'n vraag. Word ons gelei deur die woord en die gees? As dit nie so is nie, dan word ons deur 3 ander dinge gelei in hierdie week. Nommer 1 is dit die wêreld. Die wêreld dikteer hoe ons moet funksioneer. Ons word naderhand marionette in hierdie stelsel wat my aan betref boos is. Die tweede punt is ons word gelei deur ons eie vleeslike begeertes, wat uiteraard nie aanvaarbaar is vir Vader nie. En dan nommer 3 word jy gelei deur die duiwel homself, deur Lucifer. So nou moet ek en jy vandag op hierdie maandagmôre 'n keuse maak. Word ons gelei deur die woord, die waarheid van sy woord, en die gees maak dit lewendig, dan sal ek en jy hierdie week uitsien, want ek weet nie wat hierdie week inhou nie. Jy ook nie. Ek is kortsigtig. Ek weet nie wat oor 'n halfuur met my en met jou gaan gebeur nie. Daarom het ek nodig dat die woord en die gees my moet lei. Mense, ek kan nie gelei word as ek vandag verklaar, ek is die tabernakel, ek is die tempel van die Heilige Gees, moet die woord en die gees in my lewe sigbaar wees. As dit nie so is, dan is ek mos besig om 'n skyn van heiligheid te hê. Dan is ek mos 'n 2-gat jakkals. Kan nie so wees nie. So word ons gelei deur die woord of die gees, of word ons gelei deur die wêreld, ons vreeslike begeertes, en of die duiwel? Hoor gou wat sê die woord. Psalm 37, hierdie toe ek dit lees. Ek weet nie van jou nie, maar as ek die woord lees, dan kom maar so 'n opgewondenheid in my binneste. Dit is so asof dit deel so met my gees. Ek weet nie van jou nie, maar dis maar net ek. Dis maar net ou Frikkie. Psalm 37 vers 23 en 24. Hoor gegees. Hy sê, deur Jothai Wafai, die Almagtige, word die gange van 'n man bevestig. Ja, mense, as die woord en die gees my en jou lewe rig en lei, dan word ons mos gelei in die spore van geregtigheid. En wanneer dit so is, hy sê, deur Jothai Wafai, die Almagtige, dan word ek gelei deur hom. En nou sê die woord, word die gange van 'n man bevestig. Hy het 'n welbehae in ons weg. Dis my gebed. Dis my roepe vandag vir jou wat ingeskakel is by my bakkie boodskap. Hoor, dit sê die woord verder. Hy sê, as so 'n man of so 'n vrou sou val,
stort hulle nie neer nie. Met ander woorde, wanneer ek droog maak, wanneer ek sê, Abba, ek het droog gemaak, ek het dalk sarkasties opgetree, ek het dalk verkeerdelik gehandel, Vader, vergewe my, ek stort nie neer nie, hoor ge, hoekom nie? Want Jod-Hy, Waf-Hy, die Almagtige, ondersteun my met sy reddende regterhand. Dis die plek waar ek en jy moet wees. Dis die plek wat ons kan sê op hierdie maandagmôre, voor alles begin, word ons gelei deur die woord en die gees. Hoor wat sê Psalm 119, vers 105. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. So nou kom my vraag weer vanoggend, wie lei jou? Wie lei jou in hierdie week? Ek en jy weet nie wat hierdie week gaan gebeur nie. Ons weet nie wat die vyand vir ons beplan nie. Nie dat die vyand sterker en groter is as Elohim nie, maar hy het baie keer 'n inspraak, want ons laat dit toe, deur die manier hoe ons funksioneer, goed wat ons sê, goed waaraan ons dink, gee ons om die wettige reg om in te kom. Ons weet dit baie keer nie eers nie. En hy kom in en hy kom maak my lewe suur en hy bring gal in my lewe. En nou sê die woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. My begeerte vanoggend is dat jy gelei sal word deur die woord en die gees van die lewende God. Kom ek en jy maak vandag die saak uit wie ons lei. Ons 5 elemente. 2. Die woord en die gees. Ek maak vandag my keuse. Dat die woord en die gees my sal lei. Dat ek gelei sal word in die spore van geregtigheid. Of die laaste oorblywende 3, of die wêreld, of jou vleeslike begeertes, of Satan. Mense, ek wil hierdie week 'n bestormer wees. Ek wil die koninkryk van duisternis wil ek bestorm. So moenie toelaat dat die wêreld en die duisternis enigstens jou lig kom steel nie. Want Meester Yeshua is die lig van hierdie wêreld en die duisternis het hom nie oorweldig nie. Hy kan nie, want hy woon in my. En die woord kry gestalte in my. En die gees maak dit lewend, so daar's geen spasie vir duisternis in my lewe nie. Net so ook jou lewe nie. So mense, kom ek en jy besluit vandag, asseblief man, wie lei jou in hierdie week? Of die woord of die gees? Of die wêreld? Jou vleeslike begeertes? Of Lucifer? So kom ek en jy gaan uit hierdie week. Dis my roepe vir jou, dis my gebed vir jou, dis my begeerte vir jou, dis my wens vir jou, dat jy hierdie week sal uitgaan. Met die wete, ek en jy word gelei deur die woord, wat 'n lamp vir my voet, lig vir my pad is. En ek en jy word gelei deur sy ruach, en sy ruach lei my in die spore van geregtigheid. Sy ruach rig my lewe om. Dit herinner my om te wandel in Vader se gebooie, sy instruksies, sy verordeninge en sy afsprake. Hy gee in my 'n sagte hart, 'n hart wat ontvanklik is, 'n hart wat wil transformeer om hom te eer en te respekteer elke dag van my lewe. Dit maak my opgewonde. So mense, op hierdie pragtige maandagmôre uit my bakkie boodskap, glo en vertrou ek dat hierdie boodskap het met jou gees aanklank gevind en dat jou gees mens sal verander en dat jy op die plek sal wees waar Vader kan sê, waarlik, die gange van hierdie man of die gange van hierdie vrou is bestendig vir my. Dit is vir my welgevalle, heilige en 'n aanneemlike offer. Mense, baie dankie. Frik Weideman, tot 'n volgende keer. Shalom.